Die Wêreldbank leen vir Suid-Afrika 16 miljard rand vir die bevordering van dienste in die land se 8 metro's en New Bethesda se dampop kry voete. Goeiedag, ek is Dean van der Berg. Baie welkom by jou Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Die Suid-Afrikaanse regering het 'n lening ter waarde van 16 miljard rand met die vergunning van die Wêreldbank ontvang om metro-munisipaliteite by te staan om dienslewering te verbeter. Hierdie lening vorm deel van 'n lywiger lening van 51,4 miljard rand wat die 8 metro's se hand ten opsigte van dienslewering en infrastruktuuropknapping moet sterk. Die lening is goedgekeur onder die vaandel van die Suid-Afrikaanse Handel en Dienste Program vir Metro's, die MTSP, die eerste sogenaamde program vir uitkomste in die land. Die vakbond Solidariteit is woedend nadat die Johannesburgse Metro gister een van sy reuse advertensieborde in Johannesburg sonder toestemming of vooraf kennisgewing laat verwyder het. Volgens Solidariteit is die bord onwettig afgehaal en beskou hulle die stap as 'n skending van hul regte op vryheid van uitdrukking. Solidariteit het aangekondig dat hulle stappe teen die metro oorweeg en eis 'n verduideliking vir die optrede. Hierdie 70 meter bord het leiers van die G20 beraad in die mees rasgereguleerde land in die wêreld verwelkom. En hierdie bord was op die M1 Suid tussen Smitstraat en Empire. Die vandalisering en verwydering van die bord was nadat die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, 'n foto van die bord geplaas het en gesê het dat die wat transformasie haat oorwin moet word. Die Stadstraat het die afgelope week woedend gereageer teen mense wat die G20 advertensieborde gevandaliseer het. Hulle het hulle kriminele genoem. En nou blyk dit dat die Johannesburg Stadsraad die kriminele is wat die Solidariteit bord verwyder het. Kankerbehandeling by die Charlotte Matkeke Hospitaal in Johannesburg word deur 'n tekort aan radiografiste lam gelê wat die lewens van honderde kankerpasiënte in gevaar stel. Die DA se skadu LER vir gesondheid in Gauteng, Dr. Jack Bloom, sê die LER het die party ingelig dat daar slegs 23 radiografiste in die hospitaal se onkologie-eenheid is, terwyl 57 benodig word. Hy sê die personeeltekorte lei tot langer wagtydperke en dokters wat meer pasiënte behandel as wat toegelaat word, wat 'n verdere vermindering van gehaltesorg kan veroorsaak. Die departement van basiese onderwys sê hy sal taalspesifieke strategieë instel om die leeskrisis onder graad 1 en graad 3 leerdlinge landwyd die hoof te bied. Die minister van basiese onderwys, Ziviwe Gwagube, sê die stap word ingestel nadat navorsing bevind het dat 15% van alle leerdlinge nie 'n enkele woord teen die einde van graad 3 kan lees nie. Sy het gesê die studie dui op 'n sterk verhouding tussen die bemeestering van leesvaardighede in die grondslagfase en die vermoë om inligting wat gelees word te verstaan. En inwoners van New Bethesda in die Karoo is rasend van kommer nadat Beverly, 'n winkelpop kunswerk wat in 'n bekende plaasdam gepryk het, die afgelope naweek voete gekry het. Die dorpie was in rep en roer tydens die jaarlikse knoffelfees. Beverly is die handewerk van die plaaslike kunstenaar Reinou Greef wat haar 2 jaar gelede in 'n pandjieswinkel opgeraap en vervraai het. Hoewel New Bethesda bekend is vir die kunstenaar Helen Martins se eilhuis, het Beverly 'n legende geword wat toeriste van oral oor getrek het. New Bethesda Toerisme het 'n pleidooi aan wie ook al vir Beverly gesteel het gerig om haar na die dorp terug te neem. Dit bring ons aan die einde van jou Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ons maak môre weer so.